Goeienaand. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis vir ons 'n vreugde om U te ken. Dis vir ons waarlike vreugde om U kinders te wees. En dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om by mekaar te wees in U naam en te weet dat U saam met ons daar is. U is welkom. Ons loof en ons prys U. Ons vra, Here, dat U vanaand die spreker sal wees. In Jesus naam. Amen. Nou ja, Wouter het nou gesê waaroor ons vanaand gaan praat. Weet jy, dit is vir my altyd een van daai dinge wat so ooglopend is. Dit is so vanselfsprekend en dan doen ons dit nie. Ons het, of liewer ek moet eintlik namens myself praat. 'n Mens word groot dat jy bid omdat jy die Here nodig het. Want ons kan nou maar net sê wat ons wil, ons bid baie beter wanneer ons die Here baie nodig het, as wanneer ons hom minder nodig het as gewoonlik. En ek het al baie keer gesê, die sendingveld is 'n baie goeie leerskool vir gebed, want 'n mens het min of meer altyd die Here baie nodig. Want niks is sommer net van self nie. En dan moet 'n mens nou maar kort die Here aanroep. Iemand het eendag die grappie gemaak en gesê, wanneer 'n vliegtuig besig is om te val, dan is daar nie een ongelowige aan boord nie, want almal weet nou, moet iemand wat sterker as hulle is oorneem. En dit is eintlik mos maar van ons almal waar. Maar nou die probleem is, ons besef nie dat ons vliegtuigie eintlik altyd besig is om te val, as die Here nie die stuur neem nie. Maar nou, dit nou wat betref ons gebed van ons kant af. Jy weet, en daar is niks verkeerd om te bid omdat jy 'n behoefte het nie. Daar is regtig niks verkeerd daarmee nie. Andrew Murray het 'n baie waar ding gesê. Hy het gesê, Christendom was nooit bedoel om enigiets anders as daaglikse afhanklikheid van God te wees nie. En as 'n mens daagliks afhanklik van God is, dan gaan jy daagliks in gebed tot hom wees. Maar God het 'n groter plan as wat ons plannetjies is. Ek het net vandag onthou dat iemand gesê het, ons dink so dikwels God is 'n karakter in ons lewensverhaal. Dit is eintlik nie so nie. Ons is almal karakters in God se groot verhaal. En omdat ons almal 'n rol te speel het in God se groot verhaal, in sy groot plan, het God 'n rede hoekom wil hy hê ons moet bid. Want weet jy, die wonder vir my bly steeds, dat God gekies het om deur feilbare mense sy werk op aarde te doen. God is soewerein. Hy kan soewerein enige ding doen. Maar deur die geskiedenis het ons agtergekom dat God eintlik gekies het om mense te gebruik om sy werk te doen. Ons kan nou maar dwars deur die Ou Testament kyk. Die Elias, die Elisas, Jesaja, so kan ons hulle opnoem. Mense wat God gebruik het, die baie ander profete en ander karakters. Maar God het gekies om mense te gebruik hier op aarde. Dit is hoekom God gesê het, hy maak mense as sy verteenwoordigers, na sy beeld om te heers. En ons het gister gepraat daaroor, dat Jesus Christus gekom het, om dit wat fout gegaan het in die tuin van Eden reg te maak. Wat die eerste Adam, kom ons noem dit dan nou maar, verbrou het Jesus kom herstel. En as 'n mens Johannes 3 vers 16 lees, en die meeste van ons ken hom uit ons koppe uit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou ek het vir baie jare gedink, Jesus het die prys betaal sodat ek eendag kan hemel toe gaan. Dis waar, maar hy het baie meer as dit bereik. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om weer te wees waar God die mens voor gemaak het voor die sondeval. Ons kan weer in 'n verhouding met 'n lewende God deur Christus wees. En ek dink nie ons verstaan altyd mooi hoe voorreg dit is nie. Weet jy,
As ek daai woorde wat Andrew Murray gesê het oor Christendom was nooit bedoel om enigiets behalwe daaglikse afhanklikheid van God te wees nie. As ek dit lees, dan dink ek, ons het dan baie dinge van Christendom gemaak, behalwe daaglikse afhanklikheid. Ons het baie dikwels van Christendom 'n stel reëls en regulasies gemaak. En eintlik wil God 'n verhouding hê. Eintlik wil God met ons elke een individueel in 'n intieme liefdesverhouding wees, sodat hy sy planne, sy hart met ons kan deel. En dis eintlik waaroor gebed gaan. En dit is God se plan met gebed. God het 'n behoefte. En daardie behoefte kan net vervul word wanneer ons in gebed tot God gaan. Ons lees so baie keer dat Jesus, verskeie kere lees ons dat hy in die nag op die berg gegaan het en gebid het. Of hy het een kant gegaan en hy het gebid. Jesus het dit gedoen, omdat hy met 'n baie spesifieke rede hier op aarde was. Hy sê self, hy doen niks uit sy eie uit nie, hy doen net wat hy sy Vader sien doen. En daarom moet Jesus voortdurend in kommunikasie wees met God die Vader. Nou as ons wil doen wat God wil hê ons moet doen hier op aarde, dan moet ons ook soos die Seun van God in voortdurende kommunikasie met ons hemelse Vader wees. Ons lees dat die Bybel sê ons is God se verteenwoordigers. Maar weet jy wat beteken 'n verteenwoordiger? 'n verteenwoordiger is iemand wat op 'n ander plek is, maar namens iemand of 'n organisasie of 'n gemeente optree. Maar daai verteenwoordiger kan nie maar sommer net sê wat hy dink nie. Hy moet in kommunikasie met hoofkantoor wees, sodat hy weet wat die regte ding is om te sê. En dit is wanneer ons bid, wat ons weet wat die regte ding is om te doen. Soos wat Jesus moes met die Vader kommunikeer om te weet wat die Vader wou hê hy moet doen. Dit is eintlik ongelooflik om te dink dat ons baie keer dink ons kan sonder gebed klaarkom, terwyl Jesus Christus, die Seun van God wat mens geword het, dit nodig gehad het om met God in kommunikasie te wees, om sy doel op aarde te bereik. Maar miskien is dit omdat ons 'n bietjie vergeet dat ons 'n doel op aarde het. Baie keer dan dink 'n mens, jy ploeter maar aan, jy is nou maar hier, jy doen nou maar wat jy moet doen. En ons vergeet dat daar 'n groter plan met elke een van ons se lewens is. En ek dink dit is min of meer die belangrikste ding wat in my lewe gebeur het, toe ek werklik die Here leer ken het. Het ek besef dat alles wat die Here vir my gegee het, eintlik net deel is om sy doel met my lewe te bereik. Die talente wat die Here vir 'n mens gegee het, is nie sodat jy baie oulik kan wees en mense jou kan bewonder nie. Die talente wat die Here vir jou gegee het, het hy eintlik vir jou gegee, sodat hy daardeur verheerlik kan word. En dit verander 'n mens se hele lewe. Weet, ek het al die jare gedink ek is 'n Christen. Ek het in 'n Christenhuis groot geword. Ek is aangename voorgestel in sondagskole en al daai dinge, maar ek het nooit 'n waaragtige liefdesverhouding met my Skepper deur Christus gehad nie. Met die gevolg, ek het mank geloop. Ek het baie keer, ek is eerlik as ek nou dit vir u sê, ek het baie keer die Bybel gelees. En dan dink ek, wat ek hier lees, behoort te werk. Dit is die enigste ding wat regtig behoort te werk in enige mens se lewe. Maar ek het dit nie beleef dat dit werk nie. En ek het baie keer ook nie gesien dat dit werk en ander nie. Maar die oomblik, as 'n mens daai oorgawe maak aan die Here, en jy sê vir hom, Here, nou is dit, nou is ek nie meer op die troon nie. Nou is dit regtig u. Dan neem my oor. En dan is dit 'n wonderlike lewe.
Want dan is dit nie meer ek wat moet strive nie. Dis nie weer ek wat moet oulik wees nie. Want ons wil mos maar oulik wees, nee. En dan begin ons agterkom wat God se plan is. Dat God regtig 'n plan het. En dat dit die belangrike ding is in elkeen van ons se lewens. Nou ek het gesê ons moet in voortdurende kommunikasie wees. Ek wil net nog vir 'n oomblik stil staan by die verteenwoordigers. Jy weet, ons lees iewers dat Paulus sê ons is ambassadeurs vir Christus. Nou as 'n mens so baie in ander lande rond is, dan moet jy maar gereeld by jou land se ambassade aangaan. Om een of ander rede, partykeer, om 'n rede wat jy wens nooit gebeur het nie. Een keer het my paspoort in my handsak is gesteel met my paspoort en al die dokumente daarin. En dan is jy baie dankbaar as jy by 'n Suid-Afrikaanse ambassade uitkom. En dan sit 'n mens partykeer lank daar en wag. En ek het die een dag daar gesit en wag in die ambassade in Budapest. En ek het opgelet wat gebeur. Dit is die burgers van die land wat daar kom om hulp te vra. En dit is die vreemdelinge wat inligting soek oor die land wat daar kom. En die verteenwoordigers, die mense wat in die ambassade werk, moet vir al twee kan help. En toe sit ek daar en ek dink, maar dis eintlik wat ons is. Ons bedien, ons is verteenwoordigers, ambassadeurs vir Christus, ons bedien die kerk. Dit is die mense van die land. Die inwoners van die land wat ons verteenwoordig. Maar ons bedien ook die vreemdelinge wat kom navraag doen. En dit geld nie net in vreemde lande nie, dit geld hierso. Want weet jy, jou eerste sendingveld is eintlik maar die naaste persoon aan jou wat nie die Here ken nie. Maar dit nou daar gelaat. Dit is nou maar sommer net om verder te verduidelik oor wat die Here bedoel met verteenwoordiger. Dan is daar 'n ander ding. Daai skrifgedeelte in Genesis 1:26, verteenwoordiging na sy beeld om te heers. Nou ek het gistermôre so 'n bietjie gepraat oor die beeld en ek gaan nie nou daaroor uitwy nie. Maar hoekom wil 'n mens mense hê wat soos jy is? Want een van die nuwe Afrikaanse vertalings sê God het gesê kom ons maak mense wat soos ons is. Omdat 'n mens met mense wat soos jy is lekker kan kommunikeer. Jy kan regtig jou planne in jou hart met hulle deel, want hulle verstaan jou. Mense wat 'n ander taal praat, mense wat 'n ander land woon, verstaan nie jou nie. Hulle verstaan nie eers jou grappe al nie slaan nie. Daarom wil God ons hê. Hy wil verhouding met ons hê. En nou kom ons by die moeilikste enetjie, en dit is die heers. God het vir Adam gedelegeerde gesag gegee om oor alles te heers. En toe het Adam daardie gesag verbeur toe hy ongehoorsaam was. En Jesus het nou weer vir ons die pad oopgemaak. Want Jesus sê, wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek vir julle gee, sodat die Vader verheerlik kan word. So weer 'n keer, ons is nou in 'n posisie waar ons God se plan met die mens kan uitvoer. Maar nou kyk ons om ons en ons sien, dit werk nie regtig so nie. En ek wil nou vanaand vir u sê, hoe meer ons in kommunikasie met God is, hoe meer ons met God gesels in gebed, hoe nader kom jy aan daai plan wat hy vir jou het. Ons het vanmiddag net gesels, baie keer dan weet 'n mens nie hoe om te bid nie. En dan is dit wanneer die Heilige Gees jou help. Want ons lees ons daar in Romeine 8 vers 26, as ons nie weet hoe om te bid nie, sal die Heilige Gees vir ons intree. Dit is hoekom hy ons helper is. Dit is hoekom hy ons raadsman is. Dit is hoekom Jesus vir ons die Heilige Gees gelos het toe hy hemel toe is, gestuur het. Sien, wat ek eintlik vir u wil sê, God het toegesien dat ons alles het wat nodig is om sy doel met ons lewens hier op aarde te vervul. Maar nou moet 'n mens onthou, daar's twee planne. Vir elke mens en vir elke land
is daar twee einddoele, God se einddoel en die vyand se einddoel. God se plan staan vas, maar die vyand probeer alles in sy vermoë om God se plan nietig te verklaar. So ons moet baie seker wees wat God se plan is, sodat ons elke keer wanneer daar 'n ander stemmetjie inkom, sal weet waar kom daai stem vandaan. En dit bring my by 'n ding wat vir my ontsettend belangrik is, en dit is dat ons God se woord sal ken. Ons sê so maklik die Bybel is God se woord. Maar wat bedoel ons eintlik as ons sê die Bybel is God se woord? Dit wat jy sê is jou woord. So, hoe kan ons weet wat God vir ons sê as ons nie die Bybel ken nie? En dan lees ons is so gewoond om te sê dis die Ou Testament en die Nuwe Testament. Wat se ding is 'n testament? 'n Testament is dit wat vir jou sê wat jou erfporsie is. En gistermôre het ek daar uit Efesiërs gelees waar Paulus bid dat die Here die Christene in Efese se geestesoë so sal verhelder dat hulle sal weet die rykdom van hulle erfenis. So, hier is ons erfenis. Maar nou lees ons baie keer die Bybel asof dit vir ander mense geskryf is. Daar's soveel wonderlike beloftes in die Bybel. Weet jy, iemand het gesê, daar's meer as 7000 beloftes in die woord van God. En ons kan hulle vir onsself toeëien. Dit is die wonder daarvan. Maar nou soos ek sê, nou lees ons sekere goed en dan dink ons, nee, dis seker vir ander mense geskryf. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 14 vers 12 tot 14 dat Jesus self sê, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Ek dink meeste van ons het hierdie skrif al baie keer gelees. Maar het ons al ooit gedink, die Here praat nou met my? Ons dink die Here praat nou daarvan, van mense soos Elia, in Dawid, in Paulus, in so aan. Weet jy, die Here soek mense wat gewillig is. Hy soek gewone mense, wat gewillig is om te glo, wat hy vir ons sê. Hy soek Paulusse, Josias, Calebs, Abrahams, en so meer. En dan loop van hulle rond op die aarde vandag. Daar's mos geen teken daarvan in die Bybel, dat daai era van daai mense verby is. Want wat was hulle? Hulle was nie gewone mense. Hulle was nie spesiaal nie. Hulle was maar net soos ons, gewone mense. Maar hulle het besluit, hulle het 'n keuse gemaak om God op sy woord te vat. Hulle het 'n keuse gemaak om God se beloftes toe te eien. Wat sê die woord in Numeri 14 vers 23 van Caleb? Hy sê, maar omdat my dienaar Caleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. So dit kom eintlik nie daarop neer wat jou agtergrond is nie. Dit kom daarop neer wat jou gesindheid is. En elkeen van ons kan dus 'n Caleb wees. Elkeen kan 'n Josua wees. Elkeen kan 'n Moses wees. 'n Abraham. En dit is wat ons net moet 'n bietjie oordink. Wat ons net moet vir die Here sê, Here, nou nog nooit daaroor so gedink nie. Maar jy weet, 'n man wat God kragtig gebruik het, Smith Wigglesworth, in die so laat 19de eeu en begin van die vorige eeu. Smith Wigglesworth
het die lewensgeskiedenis van hierdie mense in die Bybel nagevors. En hy het gesien dat hulle mense was met foute. En weet jy wat het hy gesê? As God hulle so kon gebruik, dan kan hy mos vir my ook so gebruik. En God het hom so gebruik. God het hom gebruik om dooies op te wek. Gewone man, hy was 'n loodgieter. Hy was nie eers 'n geleerde nie. Reinhard Bonke, ons ken almal die naam, evangelis wat as 'n sendeling in Lesotho begin het. Hy het saam met die Basotos daar in 'n hut gebly. En daar het sy loopbaan as evangelis begin. En hy het net groter en groter skares gekry, wat kom luister het. Mense wat honger is, om die evangelie te hoor. Maar Reinhard Bonke het sporadies al meer en meer vir die Here vertrou. Hy kry die grootste tent wat ooit gemaak is vir evangelisasie uitreik. Vir 'n groot uitreik wat hy in die Kaapse Skiereiland gehad het 'n klomp jare terug. En hulle het die tent opgesit en daai nag kom daar 'n stormwind op. En die hele tent is verflenter, die stukkies van die tent het oor die hele Skiereiland gewaai. En wat sê Reinhard Bonke? Hy sê, wel, al wat ek kan dink is dat God 'n groter tent wil vir my gee. Hy gaan na Indië toe, om sendingwerk daar te doen. En hulle sê vir hom, sjoe, weet jy, toe hy terugkom sê hulle vir hom, het jy die duisternis daar gevoel? Het jy die swaar geestelike atmosfeer gevoel? Hy sê, nee wat, ek was nie bewus daarvan nie, ek het net die heerlikheid van God beleef. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons 'n gesindheid. Hy werk hier in 'n land in Afrika, en hulle het 'n groot uitreik in 'n stadion daarso. En die toordokters van die hele land kom bymekaar om allerhande rites te doen en goeders te doen om nou te verhoed dat die Gees van God daar kan werk. En daai nag dans hulle die hele nag om die hotel waar hy besig is om te slaap. En die volgende môre toe hy sy venster oopmaak, toe sien hy nog hoe hierdie toordokters te kere gaan daar voor sy venster. En al wat hy gesê het is, I feel so sorry for them. They worked so hard and I slept so well. Jy weet, ons onderskat God se grootheid. Ons onderskat sy grootheid. Kom ons wees soos Dawid. Kom ons gee hom 'n kans. Weet jy Dawid vir Goliat tegemoet gegaan het? Was dit nie omdat Dawid 'n vertroue gehad het in sy vaardigheid met 'n slingervel nie? Wat het hy gesê? Hy het gesê, dieselfde God wat my die oorwinning oor die beer en die leeu gegee het, daai God sal my die oorwinning oor hierdie reus gee. Kom ons gee vir die Here 'n geleentheid om homself te bewys. As baie groter as wat ons in der ewigheid in ons koppies kan inpas. Want dis wat hy is. Ons is gewone kinders van 'n almagtige God. Dis wat ons is. Reg om gebruik te word, soos wat God Caleb gebruik het, omdat ons gesindheid anders is. Nou bring dit my weer terug na gebed, 'n God se plan. Jakobus 5 vers 16, die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. En toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Kom ons kyk net na daai eerste gedeeltetjie. Die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis nie die gebed wat die krag het nie. Dit is die uitwerking van die gebed. Want wanneer ons bid, word God se krag geaktiveer.
Ons is geneig om te sê, daai ou kan aan bid. Ek maar net soos hy kan bid, of soos sy kan bid. Nee, hy is miskien net meer gewoond om te bid. Dit is nie hoe ek bid nie. Dit is God tot wie ek bid, sy krag wat die verskil maak. Dit maak dit vir ons makliker om te bid. En dit maak dit vir ons makliker om te glo. Ek het vanmiddag gepraat oor 'n paar dinge wat die Here vir my die voorreg gegee het om deel van te wees. Wonderwerke van genesing byvoorbeeld. En ek kan net sê, as 'n mens bevoorreg is om so iets te beleef, dan weet jy, dis nie jy. Dis Here. Dis net die Here. Al wat jy moet doen, is om gewillig te wees om gebruik te word deur hom. Want hy doen dit. Hy doen wat gedoen moet word. Iemand het eendag gesê, ons is nie in die vervaardigingsafdeling nie. Ons is in die verspreidingsafdeling. God is in die vervaardigingsafdeling. Dit beteken, ek moet versprei wat God klaar vervaardig het. Kan jy sien? As ek bid vir 'n sieke, dan is dit nie ek wat iets aan die saak gaan doen nie. Dit is God wat gaan genees of nie genees nie. As ons nie dit in ons koppe kan kry, dat ons regtig net gewillig moet wees, dan gaan ons baie meer doen vir die Here. Dieselfde met evangelisasie werk. Jy weet, ons is geneig om te dink, ek weet nie hoe om met iemand te praat oor die Here nie. Een van die mooiste stories wat ek gehoor het oor baie doeltreffende evangelisasie is so onwaarskynlik soos kom kan. Die vrou, Christen vrou, bly in 'n dorp en haar buurvrou is 'n absolute ateïs. Sy glo glad nie in God nie. 'n onverskillige persoon. En dit pla die vrou, so nou bid sy al lankal vir haar buurvrou. En eendag staan sy weer by die draad, daai jare kon 'n mens nog dit doen, en sy gesels met haar buurvrou, en sy sê vir die buurvrou, sonder dat sy dit bedoel, sê sy, "You're such a nice person, such a pity you're going to hell." En toe sy dit klaar sê, toe skrik sy so groot, dat sy omspring in haar huis in hardloop, en sy dog, nou het ek alles, wat ek al die tye vir haar gebid het, opgevoeter, omdat ek nou so dom was. En later daai middag, toe is daar 'n kloppie aan haar deur, en die buurvrou staan daar, en sy sê, sy het eers lus gehad om te spring en weg te hardloop, maar sy besef toe sy kan nie. Sy maak die deur vir die buurvrou oop, en die buurvrou staan daar, sy sê vir haar, dit wat jy vandag vir my gesê het my die heeltyd nou laat dink. Wil jy nie maar vir my vertel, hoe kan ek maak dat ek nie hel toe gaan nie? Huh? Jy sien, God kan ons, ek wil sê ons wysies, dit wat ons bid, dit wat ons praat, is soos 'n trompie, die klanke. Dis primitief, dis eenvoudig, maar God kan daarvan 'n simfonie maak. Ons moet net gewillig wees, dis al. En dan as ons bid, hoe bid ons? Vanuit watter posisie bid ons? Ek dink baie keer, dan is ons geneig om te bid, soos hierdie arme wurmpie, wat hier op die grond in die stof kruip, en smeek vir 'n audisie by die koning. Nee. God nooi ons dan uit. Weet jy, elke gebed begin eerstens in die hart van God. God se begeerte na 'n verhouding met ons is baie groter as ons begeerte na 'n verhouding met hom. Want God weet wat sy plan met ons is. Ons sien net hierdie stukkie in dit wat al verby is. En oor die wat verby is ons meeste van die tyd nie baie tevrede nie. God sien die volledige plan. En die wonder van alles is, God sien my nie, net hier waar ek nou is nie.
God sien my in konteks van daai plan van hom. Kan julle sien dat ons is eintlik besig om onsself in die voet te skiet. In ons gebedslewe en in ons Christenlewe. En wat meer is, ons is besig om God te benadeel, God se plan te benadeel. Ons is besig om onsself te benadeel. Want wat is nou wonderliker, as om God se plan met jou te kan volledig uitleef? Wat gaan lekkerder wees vir enige een van ons, om die dag as ons daar by God kom, te hoor, mooi so, goeie en getroue slaaf. Dit is mos min of meer die lekkerste ding wat 'n mens jou kan voorstel. Die grootste beloning. En God het dit vir ons moontlik gemaak. Kom ons gaan net weer terug na watter posisie bid ons. Wat sê die woord van God vir ons? Efesiërs 2 vers 6. In Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Ons sit nie letterlik saam met Christus in die hemel nie, maar ons sit in die gees saam met hom in die hemel. Want hy wil hê ons moet saam met hom heers hier op aarde. Kan jy sien, ons moet met vrymoedigheid tot God se troon gaan, want dit is wat ons lees in die Bybel. Dis wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Daartoe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het aan die kruis, toe het hy gesê, dit is volbring. Dit meen alles waarvoor ek gekom het hier op aarde, alles waarvoor ek hier is nou afgehandel. It done. En toe, wat gebeur toe? Toe skeur die voorhangsel in die tempel van bo na onder. En tot op daai stadium kon net die hoëpriester 1 keer in 'n jaar in die allerheiligste ingaan om sondebelydenis te doen vir die volk. En dit was so heilig dat hulle vir hom klokkies onder aan sy jurk gewerk het en 'n tou om sy been vasgebind het, sodat as daar sonde in sy lewe is, en hy dood neerval in God se teenwoordigheid, want God se teenwoordigheid was op daai versoendeksel van die ark, dan moes hulle hom uitkatrol, want nie een van hulle kon daar ingaan nie. En hier maak Jesus vir ons dit oop. Ons het nou vrye toegang tot God in gebed. Elke een van ons. En wat sê die Bybel vir ons daar in 1 Petrus 2? Hy sê, julle is 'n heilige priester, 'n koninklike priesterdom. En hy sê dit ook vir ons daar in Openbaring 1. Ons is 'n koninklike priesterdom vir ons God die Vader. Jesus het vir ons die pad oopgemaak in die allerheiligste. En daarom is dit belangrik dat ons weet waarom ons hier op aarde is. Wat ons werk hier is om te doen. Wanneer ons bid, beweeg ons in die bonatuurlike wêreld van God in. Ek het gesê, dis nie ons gebede wat so kragtig is nie. Dis ons gebede wat so 'n kragtige uitwerking het, omdat God se krag in werking kom. Jy sal onthou, ons het gistermôre gesê, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is werksaam in ons wat glo. God het alles gedoen. Ons deel is om te glo. En nie net te glo dat dit moontlik is in Hebreë nie, maar dat dit moontlik is individueel ook vir my, vir elkeen van ons. Ek het gesê, God kyk na sy kerk, want dit is die kerk wat sy verteenwoordigers is. Dit is die liggaam wat sy opdragte moet uitvoer. En die liggaam van Christus is die bepalende faktor van of dit die vyand, die duiwel se plan gaan wees, of God se plan, vir 'n mens, maar ook vir 'n land. As God na China kyk, dan sien hy nie 'n kommunistiese regering nie. Dan sien hy die vinnig groeiende kerk in die wêreld.
'n kerk wat bereid is om enige offer te bring ter wille van wat hulle glo. As God na Suid-Afrika kyk, wat sien hy? Hy sien sy kerk. Wat dink hy van sy kerk? Want u weet, die kerk is nie hierdie gebou nie. Die kerk is nie 'n denominasie nie. Die kerk is elke individuele lidmaat. Dit is wat God sien. Dit is waarna God kyk as hy na ons kyk. Die toekoms van ons land gaan bepaal word nie deur watter regering, nie deur wie president is nie. Die toekoms van ons land gaan bepaal word deur ons. As ons groepie wat vanaand hier by mekaar is, waaragtig gaan glo wat Efesiërs 1 vers 20 sê oor die krag van God, dat dit werksaam is in ons wat glo. As ons dit gaan glo en daarvolgens gaan leef, dan gaan Kurama nooit weer dieselfde wees nie. Dan kan Kurama nooit weer dieselfde wees nie. Kan jy sien dat daar so veel groter plan is wat God het oor gebed, as wat ons kan dink. Ons lees in Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat soveel meer kan doen as wat ons kan bid of dink, aan hom kom die eer toe. God kan soveel meer doen as wat ons kan bid of dink. En hy wil dit doen. Hy wil dit doen. Maar op een of ander manier het God in sy soewereiniteit gekies om mense te gebruik. Om sy wil op aarde af te dwing. Wat Jesus Christus aan die kruis behaal het, is volledige oorwinning oor die Satan en oor al sy bose werke. Maar wie moet dit toepas? Sy kerk, sy liggaam. Die jong mense dra baie keer hierdie bandjies. What would Jesus do? What would Jesus do? Ons is volgelinge van Jesus, ons noem onsself Christene. Dit beteken ons is basies disippels, want 'n disipel is 'n volgeling. Ons is 'n volgeling van Jesus. En ons vra onsself af, wat sou Jesus gedoen het? Nou ek het al 'n paar keer in my lewe in situasies beland waar ek gevra het, wat sou Jesus gedoen het, want ek gewens ek het dit nie gevra nie. Want dan is dit wat die Here regtig sou gedoen het, is min of meer die lynreg teenoorgestelde van wat my menslike natuur sou wou doen. Want ons is mos nie oulik gebore nie. Die menslike natuur, die ou natuur, die sondige mens, is mos nie van nature nice nie. Maar ons moet kom by daai punt wat ons sê, wat sou Jesus wou gehad het, moet ek nou doen. Ek wens ons het tyd gehad, ek het een storie wat ek graag sou vertel, waar die Here ons 'n hele sendinggroep in 'n hoek gejaag het met daai wat sou Jesus gedoen het, maar toe maar. Ons was 'n groep van, ek kan nie onthou of ons, sê nou maar so 10 sendelinge uit Suid-Afrika, wat op 'n kort termyn uitreik in Argentinië was. En nou jy werk verskriklik hard, jy's vir so 2 maande daar en jy gaan van stad tot stad en so aan, en ons werk met 'n tolk. En ons kom in 'n stad met die naam Commodore Rivadavia, toevallig die stad waar die Suid-Afrikaners deur die tyd na die Boereoorlog heen gevlug het. Maar hierdie storie het nou niks met hulle te doen nie. En ons is die middag so skemer daar aangekom met 'n vliegtuig, en ons is onmiddellik na 'n stadion toe, so 'n binneshuise sportstadion wat so 4-5 000 mense kan akkommodeer, en die Here doen wonderwerke, en dit is 'n fantastiese byeenkoms. En daai aand na die byeenkoms gaan hulle vir ons kos gee, en toe is dit seker al hier 11:30 toe ons nou na die hotel toe gaan waar ons nou moet slaap. En ons is toe nogal dankbaar dat ons daar 'n hotel het, want partykeer slaap jy op die kerk se vloer. Maar toe ons by daai hotel se trappe oploop, te sien ons hier's fout. En hier's groot fout. Toe is dit nie 'n standaard hotel nie. Toe is dit wat hulle noem 'n love hotel.
dit is toe nou 'n bordeel. En dis toe nou daai tyd van die nag, in die tolk is Skoonveld, en ons kan nie met hierdie hotel ontvangsdame praat nie, maar ons sien hier is dinge baie verkeerd. Maar nou het jy nie 'n keuse nie, nou is jy daar. En ons het nie, ek weet nie, toe ek in die kamer ingaan waar, ons het so twee in 'n kamer geslaap, toe ek net eers van alles gekyk, of die deure slot het, in 'n sleutel. En ons het gaan slaap, maar jy grill al die grille wat jy kan grill. Jou vlees is so wakker, hoor, daar's baie min van gees op baie oomblik, jy's fed up oor wat hier gebeur het, en jy kan glad nie verstaan hoe werk dit dan nou nie, en so aan en so aan. In die volgende môre het ons nou al deur die nag gedink, ons is nou hier, en die Here het sekere plan, en wat sou Jesus nou gedoen het, en al die soort van dinge. Nou is dit so snaaks, Marcos, ons tolk, praat nie 'n woord daaroor nie. As ons daaroor praat, loop hy sommer weg. Hy sê niks. Nou, ek dink ons was 4 aande daar. Dit was wonderlike byeenkomste, kragtige werk van God. En dan gaan ons terug soontoe. En die laaste middag, laat roep die hotel-eienaar vir ons. Sy het 'n penthouse bo op die dak. Nou dis nie 'n mooi plek nie, hoor, dis maar vervalle en lelik en so aan. En hy laat roep 'n paar van ons, so 4 van ons het gegaan. En toe is die tolk daar. Hy vertel toe vir ons dat hy, voordat ons gekom het, 'n droom gehad het, dat daar 'n vliegtuig moet land met mense wat Engels praat. Nou, ons het Engels gepraat, omdat jy deur die tolk Engels praat. En hy het vertaal dit dan in Spaans in. En hy sê, en in die droom het 'n swart hand probeer verhoed laat die vliegtuig land. En hy het geweet, hy moet bid. Maar nou hy was nie Christen nie. Hy moet bid dat die vliegtuig kan land, want daai mense gaan sy lewe verander. En hy vra toe of ons asseblief vir hom sal bid, dat hy die Here kan aanneem. Vir hom en sy vrou het sy seun. En ons het gebid en hulle het sondebelydenis gedoen en so aan. In die volgende oggend, toe ons ry, toe staan daar 'n bordjie op die deur, op die voordeur, Strado, dit meen gesluit. En ons het teruggekom Suid-Afrika en ons het vir al die bidders gesê, julle moet bid, ouens. Dis daai man se inkomste. Julle moet bid dat hy volstaan by wat hy wou glo. 2 jaar terug, toe ons weer in daai stad. En toe sou ons op 'n ander plek gebly het, en daar is toe te min blyplek, en ek en 'n vriendin van my sê, as hulle vir ons 'n goedkoop hotelletjie kan kry, dan sal ons self betaal, want daai mense is verskriklik arm. En toe ons so om die hoek kom, toe sê ek vir Dini, ons het seker daai toets gedop, want jy gat ons. Die plek se naam is Esmeralda. En toe maar dit het niks daarmee te doen nie, maar in elk geval. En ek sê, hier gaat ons, Esmeralda, hier kom ons. En toe ons stilhou, toe is dit so. Maar toe ons ingaan by daai deur, toe kan jy onmiddellik 'n ander atmosfeer aanvoel. Waar die trap donker was, waar die voorportaal donker was, is dit skoon geverf, die mure is wit geverf, nuwe gordyne op. En ons gaan op, toe's een van die dametjies wat daar gewerk het in 'n ander tipe beroep, het sy ontvangsdame geword. En sy groet ons soos ou verlore familie. En ons is in 'n kamer en die kamer is skoon geverf en dis heeltemal anders. Een van die vroutjies wat daar gewerk het vroeër, het na ons toe gekom en haar baba vir ons gewys en haar man. Sy's toe getroud en sy het hierdie babietjie. En ons bly daar en ons kan nie die Here loof oor dat hy so wonderlik is. Maar die eienaar is toe nie daar nie. In die dag toe ons wil betaal, toe ons nou weggaan, toe is die eienaar daar en ons wil betaal en hy sê nee, julle gaan nie betaal. Die Here het klaar betaal. Toe is dit 'n regte hotel. Toe is dit nie meer so 'n plek nie.
En weet u, dan besef 'n mens hoe groot God is. Want daar was seker ten minste 5 dametjies wat daar gewerk het. En hulle het almal nuwe lewens gekry. En daai man was gewillig om sy enigste inkomste wat hy gehad het, te staak. Omdat hy 'n nuwe lewe in Christus gekry het. Dit is sulke dinge wat 'n mens laat besef. Om in God se diens te wees is geweldig. Nou ek wil nou afsluit en ek wil sê, die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Nou gaan jy miskien vir my sê, ja, dis nou alles goed en wel, maar wat kan een ou gemeentjie nou eintlik aan Suid-Afrika se saligheid doen? Het jy al gehoor van die Morawiese sendelinge? Ons het mos van hulle in die geskiedenisboeke gelees, nie? Die Morawiërs het begin uit 'n gemeentetjie wat bekend was as die Herrenhuters, daar in wat vandag die Tsjechiese Republiek is. Dit was 'n klompie vlugtelinge wat uit Praag uitgevlug het vir hulle geloof. En hulle het begin om 'n 24/7 gebedsketting te begin. En dit was net, ek dink 24 vrouens en 24 mans, wat 2 saam gebid het. Elke 24 uur per dag, 7 dae van die week, jaar in en jaar uit. Hulle het met daai gebedsketting aangehou vir meer as 120 jaar. En in daai tyd wat hulle met daai gebedsketting besig was, het daai gemeentetjie, ek dink nie hulle was 600 mense nie, in totaal nie, het hulle meer sendelinge die wêreld ingestuur as die ganse protestantse kerk van die wêreld. Hoekom dink jy was dit moontlik? Gebed. Kan jy verstaan wat die woord sê as hy sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking? Ek dink nie ons weet hoe kragtig nie. Ons het nie 'n benul van hoe kragtig God deur gelowiges se gebede werk nie. Wil werk nie. En ons lê hom aan bande. Nou ons weet in Suid-Afrika is misdaad die grootste probleem. Kan gebed regtig misdaad bekamp? Kom ek vertel vir u van Sophia Town in Johannesburg. Sophia Town was van, ek wil amper sê van altyd af, maar van baie jare af, was dit nou een van die ergste plekke. Dit was voorplakkerskampe, dit was 'n slum, as 'n mens dit nou so kan noem. En daar was baie onheilighede daar. En nou nog maar. En toe het 'n groepie vrouens, wat bekommer was oor hulle kinders, wat met die bendes en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, in misdaad betrokke geraak het. En hierdie handjievol vrouens het begin bid. En onder andere bid hulle toe, dat die Here 'n Christenstatiebevelvoerder na die polisiestasie toe sal stuur, want Sophia Town het toe die tweede hoogste misdaadsyfer in die Johannesburgse polisiedistrik. En die Here doen dit. Maar die Here se sin vir humor is so goed. Hy stuur 'n vrou, 'n juffrou Pretorius, boeremeisie. Maar sy's 'n Christen. En hierdie maas maak met haar kontak. En hulle begin in die polisiestasie met 'n gebedsketting. En hulle kry ander mense ook om te bid. Weet u, die krag van die Here was so teenwoordig in daai polisiestasie, dat van die gevangenes wat in die selle opgesluit was, hulle kon nie hoor wat die mense bid nie. Maar die krag van God het so gewerk daar, dat daai gevangenes van hulle het gesê, kom vertel vir ons van die Here. Ons wil die Here aanneem. En binne 2 jaar het die misdaadsyfer van Sophia Town van tweede hoogste in Johannesburg na tweede laagste verander. In Brasilië het 'n vrou met die naam Cornelia, het sy 'n las gekry om te bid vir haar stad.
En sy het eers 'n paar vrouens bymekaar gekry en toe sê dog sy, maar ons is so min, dit gaan nooit werk nie. Dit gaan te lank vat voordat hier dinge gebeur. Toe kry sy toe gaan huur sy 'n saal. En sy huur toe 'n saal wat 1000 mense kan vat. En haar man dink sy's heeltemal af. Want in daai stadium was daar omtrent 4% Christene in daai stad. En sy kry daar, sy adverteer in die koerant van hierdie byeenkoms en sy kry 800 mense kom daai aand om te kom hoor oor gebed. En sy begin met hulle praat en hulle deel hulle self op in groepies in die verskillende wyke van die stad en hulle begin bid. En toe begin sy met 'n ander ding. Sy huur op die televisie, op die radio, die plaaslike radio, 'n kwartier of ek weet nie meer hoe lank nie, vir gebed, waar hulle oor die lig bid, vir individuele behoeftes, maar ook vir die stad, en vir dinge wat van almal se belang is. En dit het so aangegaan, en na 'n tyd, ek kan nie meer onthou hoe lank nie, toe verander die radiostasie van eienaars, en die nuwe eienaar stel toe nou nie belang in hierdie biddery nie, en hulle vra vir haar om maar te gaan, en sy doop wel, dan het die Here seker 'n ander plan, en sy gaan toe, en na 3 maande, toe kom die burgemeester en die polisiehoof van die stad na haar toe, by die huis, en hulle vra vir haar of sy nie asseblief weer wil begin met hierdie gebed oor die radio nie, want terwyl hulle daarmee besig was, het die misdaadsyfer feitelik heeltemal tot niet gegaan. Maar nou is dit weer stadig besig om te klim. Toe sê sy maar, sy sal my die grootste plesier doen. Hulle moet met die nuwe eienaars van die radiostasie gaan praat. En toe sy weer begin met die gebed oor die radio. En in daardie tyd was daar 'n muitery by die tronk. En van die muiters het van die werkers daar, van die dokters en allerlei goed, gedreig om hulle dood te maak as aan hulle eise nie voldoen word nie. Die polisie kon niks doen nie, die weermag was op gereedheidsbasis, maar hulle kon ook niks doen nie. En toe onthou iemand van hierdie klomp vrouens wat so gebid het. En hy maak kontak met hulle. En hulle mobiliseer 24/7 gebed. En binne 24 uur, toe gee die muiters oor, sonder dat 'n enkele persoon beseer is en dat een skoot geskiet is. Dit is die krag van gebed. Broer en suster, wil ons deel wees daarvan? Ek dink ons wil. Ek dink ons wil graag deel wees van hierdie grootse plan van God. Ek dink die rede hoekom ons nog nie deel is daarvan, miskien nie, is omdat ons nie heeltemal seker was dat ons goed genoeg is nie. Natuurlik is ons goed genoeg. Oor wat Christus gedoen het, nie oor wat ons gedoen het nie. Oor wat Christus gedoen het, vir ons. Die Bybel sê, ons is die geregtigheid in God, voor God in Christus. Wat beteken dit? Ons is reg met God in Christus. Wat beteken dit om in Christus te wees? Om Christus aan te neem as jou persoonlike saligmaker en in verhouding met hom te leef. Want hy is ons geregtigheid. Hy is die een wat ons reg maak met God. Kan jy sien? Daar is nie kwalifikasies nodig om 'n bidder te wees nie. Daar's net een kwalifikasie nodig. 'n Verhouding met God in Christus. Dis die enigste kwalifikasie wat enige een van ons nodig het. Die Here luister nie na ons slim woorde nie. Hy kyk na ons hart. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sal seker nooit weet wat ons alles vir U deur Christus hier op aarde sou kon doen nie. Maar Here, gee vir ons die geleentheid
om werklik alles in ons vermoë te doen, om u plan met ons lewens, en deur ons lewens met ons omgewing, en deur ons lewens en ons gebede met ons land en met die wêreld te doen. Dankie Here dat u ons regtig waar nie wees agtergelaat het toe Christus terug is hemel toe nie. Maar dat u vir ons alles gegee het wat ons nodig het om in oorwinning te lewe in Christus. Dankie Vader. Ons loof u en ons prys u en ons gee u al die eer. Amen.